Goeiemôre, dit is dan 11 Oktober 2025, lesing 53 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons is nog steeds besig met die gesprekke tussen Helena, Oran en Yeshua. En die arme Helena is so oorstelp van vreugde dat Yeshua na haar toe gekom het. En ons weet nou in die gees dui dit die verstrooide siele reg oor die wêreld aan die eindtyd, wat Yeshua gaan herken, of wat hom al reeds weet van hom en wat sy toenadering met vreugde in hulle harte gaan ervaar. Dit is wie sy nou voorstel. Hoofstuk 111 van boek 3, die een wees met die meester. Toe sê Helena, wat 'n bietjie herstel het van die oorgrote vreugde in haar hart: O ja, ek het alles goed verstaan, want u woorde is woorde van lig, krag en lewe, en vloei so helder en klaar uit u gewyde mond, soos 'n heldere fontein in die hooggebergte, wat deur die son verlig word. Maar wat moet ek doen om my hart bietjie rustiger te maak? Meester, dood my indien ek sondig, maar my liefde vir u oorskry nou al my lewensgrense. O staan my slegs toe dat ek u hand aanraak. Yeshua sê vir haar: O doen dit maar. Wat uit die diepte van jou hart kom, moet jy doen, en dit sal nooit verkeerd wees nie. Daarvan kan jy volledig verseker wees. Toe gryp Helena my linkerhand en druk dit so stewig moontlik aan haar hart, en ween van nog groter blydskap en sê snikkend: O, hoe gelukkig moet diegene wees, wat altyd by u kan wees, o meester. O, kon ek tog ook maar altyd by u wees. Yeshua sê: Wie in sy hart by my is, het my altyd by hom, en hy is altyd by my. En dit is eintlik die hoofsaak. Want wat baat dit iemand wat tans liggaamlik op hierdie aarde voortdurend by my is, maar sy hart nog altyd ver van my weghou en dit liewer aan die dwaase wêreld gee? Nou wie verwys Yeshua hier? Natuurlik na Judas Iskariot, wat daar by hulle is. Waarlik, hy is nog verder van my verwyder, as alles wat jy jou ook meer as die verste weg kan bedink. Wie egter in sy hart so naby my is soos jy, my liewe Helena, die is en bly ook dan altyd selfs naby my, as daar skynbaar 'n talle duisende kere groter afstand hom tussen hom en my lê, as die van hier tot aan die verste en kleinste ster, wat jou oog slegs so nou en dan vaag ontdek in die eindelose verte. Ja, ek sê vir jou, wie my liefhet soos jy, en opreg glo, en dis vir ons ook hierdie woord, wat hy nou vir haar gee, soos jy en opreg glo, dat ek is, op wie se koms die Vader vurig gehoop het, die is net so volledig een met my soos ek, wat jy hier nou voel, heeltemal een is met my Vader in die hemel. Want die liefde bring alles saam. Elohim en skepsel word deur haar een, en geen ruimte kan skei, wat die ware en suiwer uit die diepste hemelse diepte afkomstige liefde verenig het nie. Deur jou liefde sal jy dus altyd vlak naas my wees, ook al sal jy vir 'n kort tydjie in hierdie wêreld ruimtelik van my persoon geskei word. Maar eendag aan die ander kant, in my ryk van die suiwer gees en algehele waarheid, sal jy nooit weer van my geskei word nie. Liewe Helena, het jy die gesprokene nou so ongeveer verstaan? Helena sê: Hoe sou dit moontlik wees? Dit is in my nou so lig en helder, asof daar 'n egte son in my opgegaan het.
en daarom sien ek alles wat u, o Meester, tot my spreek daar so duidelik uit, en begryp my hart die diepste betekenis van u woord. En ek kan nie anders as om te gaan na 'n vers in Maleagi, die laaste hoofstuk van die laaste boek in die Ou Testament, waar Joshua dan deur Maleagi profeteer dat die son van geregtigheid sal oor ons opgaan. En hier ervaar sy nou dit, 'n egte waarheidson wat in haar opgaan, wat alles opklaar en verlig, soos wat ek glo dit vir ons, wat nou al lankal hierdie woorde van Joshua bestudeer, kan ons nou ook sê, 'n son het in ons harte opgegaan. Wat al die ander twyfel wat ons gehad het, is net uitgewis. Al die skaduwees het gewyk, al die sluiers wat oor ons getrek was, is afgegooi, en die son brand nou helder in ons hart. En ek kry my broers en susters so jammer waarmee ek praat, en wie se woorde, goeders en verhalings ek lees op internet, op Facebook of waar ook al. Hulle het soveel skaduwees in hulle, omdat hulle die son nie herken nie. Hulle herken nie vir Joshua as die alles in alles, die Alfa en die Omega. Hulle trek nog baie goed saam van verborge boeke wat geskryf is deur hierdie ou en daardie ou en al die goed, wat nie geïnspireerde profetiese woord is nie. En dit maak hulle ontsettend te mekaar. En dit maak dat jy nooit by die volle waarheid kan kom nie. Daar staan wel in die skrif dat ons almal net ten dele sal ken. Maar daar staan ook in die skrif dat jy op 'n stadium in jou lewe sal kom, gaan lees maar die brief van Johannes, sy tweede brief, dat jy geen sonde meer gaan hê nie. En iemand wat Joshua voluit aangryp, het nie meer sonde nie. Want hy vra vergifnis vir sy sonde. En dan is dit geneutraliseer, is 0. En dan die volgende dag vra hy dit weer. So dit is moontlik om die volle waarheid te ken, maar net deur een wese, Joshua. Daarom is hierdie woorde, wat hier opgeteken is, die volle waarheid. En ons kan nie verskoning kry om te sê ons het nie die volle waarheid nie. Hierdie woorde wat nou deur Helena in Joshua se teenwoordigheid geïnspireer deur sy gees geuiter word, het ons al honderde male gelees in die Nuwe Openbaring. Maar dit bly altyd nog nie. En dit bevestig net een ding. Daar is niks anderste as die liefde vir Joshua. Wat ons mans 'n bietjie jaloers op julle is. Want julle vrouens kan hom lief hê soos wat Helena hom lief het. Ons mans kan nie so 'n uiterlike vertoon van liefde gee soos 'n vrou nie. Ons het hom lief soos 'n broer, soos 'n vriend en soos 'n vader. Maar die liefde wat Helena vir ons hier toon, is maar net vir ons 'n inspirasie en 'n aansporing om dit te kan doen. Maar nou, sê Joshua, het ek nog 'n ander heel belangrike vraag uit 'n nog nie heeltemal verligte hoek nie. Oor is sy wat praat, sorry Helena, van my hart en dit lei. Hoe kan jy hom, hoofletter, ooit dank, wat jou so oorvloedig, so buite alle verhouding, met sy genade oorlaai het? Liefde, hoe groot ook, kan tog nie as dank geld nie, want dit is self tog, net soos die hele lewe, 'n geskenk van u genade. Watter offer en watter gawe wat u waardig is, kan ek skepsel aan u, my skepper, aanbied, as paslike dank vir so oneindig baie genade. Kyk, o Meester, op die punt is dit ondanks alle sondig in my hart tog duister. En op die belangrike vraag kom maar geen antwoord nie. O Meester, sou u my hart in die opsig nie met 'n vriendelike woord uit die verleentheid wou help nie. So 'n absolute vraag uit die diepste nederigheid van haar hart.
En nou antwoord Joshua die vraag in hoofstuk 112 opskrif: hoe mens Elohim God kan en moet dank. Joshua sê: o liewe Helena, wat ter wêreld sou jy my kon aanbied, wat tog al nie van my sou wees nie, en wat ek nie al vroeër aan die wêreld geskenk het nie. Dis iets wat ons nou moet baie diep oordink. Wat kan ons vir Joshua gee wat nie van hom afkom nie? Daar's niks materieel, niks geestelik wat ons vir hom kan gee nie, behalwe dit wat hy nou verduidelik. Kyk, dit sou dan tog 'n heel oorbodige eis van my wees, volledig in teenspraak met myself en my ewige orde. Die liefde doen alles. Wie my bo alles liefhet, bring vir my ook die grootste offer, en die dank wat ek die meeste waardeer, want daarmee offer hy vir my die hele wêreld op. Maar tesame met die liefde vir my, is daar nog 'n ander liefde, naamlik die naaste liefde. Die armes van gees en hulle wat arm is aan tydelike noodsaaklike aardse goedere, is die ware naastes. Wat iemand in my naam vir hulle doen hy vir my. Wie 'n arme opneem in my naam, neem my op, en dit sal hom op die jongste dag vergeld word. Die jongste dag is jou laaste dag op aarde. Wie 'n wyse opneem ter wille van die wysheid, sal ook die loon van 'n wyse oes. Wie 'n dorstige ook maar 'n beker water gee, sal in my ryk met wyn vergeld word. Nou sien 'n mens eers deur hierdie woorde hoeveel klem op die 2 gebooie van die liefde gelê word. Ek erken, ek het dit maar altyd net gelees as net nog skrif. Die 10 gebooie is uiters belangrik en dan kom hierdie 2 by. Nee, hierdie 2 oorheers alle gebooie. Die regte woord in Engels is dit overrule dit. Want as jy hierdie 2 groot gebooie hou, wat die fariseer Joshua versoek het om te vra, wat is die groot gebod? Toe gee hulle hierdie 2 gebooie. Want as jy hierdie 2 gebooie hou vanuit jou hart, as jy Vader liefhet, sal jy sy verordeninge nie oortree nie. Sal jy nie jou tempel waar hy wil kom woon in 'n toestand van 'n buite toilet laat nie. En as jy hom liefhet, kan jy dit slegs bewys deur jou naaste met liefde te oorspoel en hulle te help wat tekort kom aan enige iets wat nodig is, aards en geestelik. So hy hamer op dit, omdat dit so belangrik is, want jy kan onthou toe jy kind was, het jou ouers die belangrike goed oor en oor vir jou gesê. Want dit was belangrik. Want met haar herhaling kom bevestiging. Hoeveel keer het jou ma nie vir jou geleer as jy oor die pad loop met jy links, links weer kyk? Hoeveel keer het jou ouers vir jou gesê, moenie in 'n vreemdeling se kar klim? Al hierdie dinge is oor en oor vir jou opgedreef. Wat is belangrik? Net soos hierdie 2 gebooie se verduideliking ontsettend belangrik. Elke keer wanneer hy dit in die nuwe Openbaring ophaal, en dit is letterlik honderde en nie duisende kere nie. As jy egter aan die armes goed doen, doen dit dan in alle vriendelikheid in die verborgene, en laat die wêreld dit nie weet nie, want die Vader in die hemel sien dit, en die gawe van die vriendelike gewer sal vir hom welkom wees, en hy sal die gewer 100voudig vergeld. Baie belangrike woorde hierdie. Vriendelike gewer. Moenie gee met 'n sedeles nie. Dis vir jou geld, maar nie weer geuitsuit nie. Daai tipe van houding nie. Want dan tel dit nie in die hemel as 'n gawe nie.
Jy het jouself in die voet geskiet. Jy het geld gegee, maar jy het geen geestelike waarheid verdien daarmee. Gee dit uit die vriendelikheid en die goedheid van jou hart. Wat hy daarmee maak, word jy nie oor geoordeel nie. Hy word daaroor geoordeel. Jy word net geoordeel of jy vriendelik gegee het. Natuurlijk moet jy jou gesonde verstand gebruik. As 'n halfdronk alkoholist voor die borrelstoer staan en bedel, gaan jy nie vir hom R100 in sy hand stop. As jy dan iets wil gee, sal jy eerder kos koop en vir hom kos gee. Maar elke mens moet vriendelik wees by die gee. En dis nie altyd maklik nie. Partykeer word jy so opgewend deur daai eens te hou. En dan verbeur jy die kans om 'n liefdesbousteen te hê op die jongste dag van jou lewe, wanneer jy oorgaan na die nuwe lewe toe. So, dink daaraan dat jy jou nie in die voet skiet nie. Dan baie mense kom hier aan met kameraspanne en wil alles in die koerant sit wat hulle aan ons doen. Gewoonlik is dit die ou kleinste gewertjies. Hulle kom met so 'n paar truitjies hier aan, of paar dit of dat. En dan word daar 'n helse palaver gemaak van foto's en jy moet staan met elke ding. Dit is die beginsel van, omdat jy nou jou loon op aarde gekry het, jy is in die koerante opgeneem, almal sien jou en almal sê, daai man doen baie vir die armes. Daar's jou loon. Maar wat het dit vir jou in die volgende hiernamaals toestand beteken? 0, 0. Vader wil hê dat ons in die verborgenheid moet gee. En dit is baie, baie, baie belangrik. So onthou dit wanneer ons gee. Hy sien alles en hy is die belangrikste. Maar wie met sy weldadigheid slegs wil pronk voor die wêreld, het sy wêreldse loon ook al geneem, en hoe verder geen loon meer te verwag nie. Kyk, dit is die enigste manier van offer en dank wat ek waardeer. En ander maniere is daar nie. Want al die brand en oorige offers ruik weersinwekkend vir Elohim se neusgate. En alle gebede met die lippe is 'n gruwel vir Elohim, omdat die harte daarby ver verwyderd is van die ware liefde tot Elohim en die naaste arme broers. En daai mense se gebede is 'n gruwel. Sorg dat jy nie ook deel is van die gruwel aanbidders nie, of die gruwel gebedsmense nie. Sorg dat jy jou naaste bystaan. Sorg dat jy jouself reg en skoon kry vir Yeshua. Hy aanvaar ons soos ons is. Hy weet ons is swak en sondig. Maar hy wil ook hê jy moet probeer. Jy moet probeer om van die sondige goed, waarvan jy meestal bewus is, dat jy sal loskom daarvan. En baie keer laat hy juist sulke situasies toe, dat jy 'n walging vir jouself kry, vir die wêreldse dinge wat jy nog doen. So raak hy dan van hierdie dinge ontslae, deur jou in situasies te bring, wat jy beter moet benut. Anders beteken dit niks vir jou. Daarom kom die woorde van hy tugtig diegene wat hy lief het, wat nie eintlik heeltemal korrek is soos dit daar staan nie. Hy laat diegene wat hy lief het in toestande en situasies beland waar hy homself tugtig, sodat sy oë kan oopgaan. Hy, Yeshua, laat dit toe. En dan sê hy verder in daai vers, die wie hy nie tugtig nie, is onegte kinders. Dink in die boek van Herinnering staan die woord baster daar. So, dis antwoord op die vraag wat die mense altyd vra, maar hoekom hierdie ou dien Satan? Hierdie ouens sit in die kerke, hulle is dik kerkmense en dit gaan net goed met hulle. Juis omdat Vader hulle nie tugtig nie, is hulle onegte kinders. En sê dankie dan,
as jy tigtiging deurstaan. En nog meer dankie as die tigtiging jou op die regte pad gebring het. Baie van ons moes bankrot word, omdat geld vir ons te veel dinge beteken het. Baie ouens moes hulle werk verloor, omdat die werk alles vir ons was. Baie dinge vat hy weg, sodat jy jou fokus op hom kan bring, dat jy die prioriteite in jou lewe reg kry, met betrekking tot jou siel. Want dis waarvoor ons hier op aarde is. Ons het net een werk, en dis om ons siele voor te berei vir die lewe hierna. En dit kan slegs gebeur deur hierdie twee gebooie wat hy nou bespreek in hierdie hoofstuk. Wie kan enige nut hê van die onsinnige geblær in die tempels, as mens niks doen vir die talle arm en hongerige broers buite die tempel? Sit maar in daai woord kerk of gemeente, waar niks gedoen word vir die hongerige broers buite die kerk. Ek weet nie of, met almal van julle wat in die kerk was seker al het bidure. Ek het daar gesit, dan time ek daai ouens wat bid. Want jy het niks anders om te doen nie. Jy kan hoor, dis 'n onsinnige geblær. Dan blær hy vir 20 minute na 'n halfuur toe. 'n ou ouderling. En dit begin met dan skree hy vir die Vader. O, grote Here Jesus, God wat in die hemel is, almagtige, verhewene, en so gaan hy aan. Maar hy doen niks vir sy arme, hongerige naaste nie. Sulke goed is vir Vader 'n gruwel. Ons moet baie mooi dink waarmee ons met hom besig is. Hy is nie 'n afgod nie. Hy is nog minder 'n koning of 'n keiser nie. Hy is die volledige, omvattende, ewige liefde self. En dis al wat jy vir hom kan gee, is jou liefde, waarmee hy jou nog 100% help. So jy kan nie eers sê die liefde wat ek vir Vader toon, en die liefde wat ek vir die armes gee, is my werke nie, want dit is nie. Dis die Gees wat in jou is, wat jy tot lewe gebring het. So dis al wat jy 'n aandeel in het, dat jy het 'n wil gehad om die liefde in jou wakker te maak. Dan die uitvoering van daardie wil, is hy. Wie dink julle sorg dat hier elke dag, al hierdie kos wat by die tonne inkom per dag, die geld wat in die rekeninge is, sodat ons elke maand mense se loon kan betaal. Al hierdie dinge is nie ons nie, dis hy wat dit doen. Al wat hy sien is ons wil om ons medemens van kos, klere, behoefte en boeke en audio's, want ons van hier af gee ons albei geestelik en vleeslik. Kry vanoggend vroeg 'n boodskap van mense hier in die dorp, wat so dankbaar is vir die kos wat julle gister uitgedeel het. Daai mense het vir maande nooit vleis gesien wat nou in die rye gestaan het waar hulle die kos voorberei het nie. Hulle was so dankbaar. En dit is maar 'n klein dingetjie wat ons doen. Maar weet dat daai dankbaarheid van daai mense, al sien ons, hoor ons dit nooit, dit kom by Vader uit. En hy vergeld jou of jy die sakkies gepak het hier, of jy die goed van die bakkie afgehaal het, of wat ook al jy hier gedoen het, met betrekking tot hierdie werk. Of jy die badkamer skoon gemaak het, sodat die mense wat die kosverpakking doen, hulle werk kan doen. Jy deel in die seëninge. Jy deel in die liefdesvreugde van hierdie mense. So dis hoekom ons soos 'n span moet saamwerk. En selfs die een wat 'n donasie vir ons gee, hy deel ook daarin, want dit gaan weer uit. Gaan en help eers die noodlydendes, voed die hongeriges, gee die dorstiges te drink, die naaktes klere, troos die treurendes, verlos die gevangenes,
en predik vir die geestelik armes die evangelie, dan sal julle iets baie beters doen, as wanneer julle dag en nag met julle mond sou staan en kerm in die tempels, terwyl julle harte daarby koud en ongevoelig sou bly, ten opsigte van julle arm broers. Dis 'n mooi vers om te onthou. Beide in die geestelik en in die vleeslike aspek. Die mense wat honger is vir die brood van die lewe, hierdie woorde wat ons vanoggend behandel, gee vir hulle daardie woorde. Bied hulle hierdie wonderlike wyn van Joshua se liefde aan om te drink. Gee vir hulle 'n kleed sodat hulle nie naak op die aarde rondloop nie. Hulle dink dalk hulle is in die mooiste brand name klere geklee, maar hulle is eintlik naak, want hulle het nie die kleding van waarheid en geregtigheid aan nie. So baie mooi vers vir ons om aan ons oor te hak en te doen. Kyk na die lig, die aarde, die see. Kyk na die maan, die son, die sterre. Kyk na die blomme op die velde en die bome en bekyk die voëls in die lug, die visse in die water en alle diere op die uitgestrekte aarde. Kyk na die hoë berge en al die wolke en die winde en kyk, dit alles verkondig luid hardop die eer van Elohim. En tog kyk Elohim nie met menslike ydelheid daarna nie. Hy kyk slegs na 'n mens se hart wat hom erken en liefhet as die enig ware goeie gewyde Vader. Hoe sal hy dan genoeg skep in 'n verkeerde hart of 'n sinlose seremonie met allerlei lippedienste waar agter niks anders skuil as die skreiendste selfsug, eersug, heersug en allerlei hoerery en leuns en bedrog. En ek is jammer om te sê dat in die grootste deel van alle kerke is hierdie eienskappe wat hoogtyd vier. Hoekom is dit altyd so as die pastoor 'n nuwe kar wil hê? Dan sê hy, ons moet almal bydraes bring want ek wil 'n nuwe kar hê. Maar as iemand in die gemeente siek is, dan sê hy, ons moet bid vir die sieke. Bydraes vir hom in gebede, wat maar in daai kerke presies 'n onsinnige geblær is soos wat Joshua dit hier noem. Want gebede wat nie gepaard gaan met werke van liefde nie, is leeg, het geen krag nie. Ons moet dit altyd onthou, want die hart is ver en dit is net 'n lippe geblær. Nou weet jy dus dat Elohim dit vereers nie nodig het om eer te aanvaar van die misbaarmakende, lawaaimakende mense nie. Want die hele oneindigheid is vol van sy eer. Elke wonderlike voeltjie gesang, elke reendruppel, elke doudruppel, elke wind wat waai, elke pragtige berg waar tussen ons hier geseënd is om tussen twee mooi berge te woon. Dit verkondig al sy eer. So waarom moet ons sy eer verkondig? Wat sy eer kan ons aan die skepper van hemel en aarde bring? Ons kan hom net liefde bring vir hom en vir ons naaste. Dis hoekom die liedjie wat ons baie sing, Dankie, dankie Yahweh. Sy laaste vers was altyd, ons bring aan U die ere. Maar toe ons meer insig kry, toe weet ons, is verkeerd. Dan sing ons gee U ons liefde. Want dit is wat hy waardeer, as jy dit doen. Maar alle eerbetoon soos in kerke, wat hulle bring met al hulle koorgesange en allerhande ander dinge wat hulle daar hoog ag, behalwe om die hongeriges te voed en om die evangelie uit te dra,
deur die gemeente, nie net deur die pastoor nie. Nie eers die pastoor of die predikant werk meer as een dag nie. Meeste van hulle werk net 'n Sondagoggend. En die res van die week, weet ek nie wat hy doen nie. Ha? Ja, seker maar begrafenis. En besoeke aan die vetskape, sodat hy die wol kan afhaal en die vleis kan eet. Maar die arme ou skapies hier in Danville, Daspoort en hierdie plekkies hier by ons, hulle kry nooit besoeke van die dominee en die ouderling nie. Ek het al baie van hulle gevra as hulle hier inkom. Sê hulle nee oom, nog nooit was so iemand by ons huis nie. Maar nou ja, dit is die wêreld daar buite en ons moet sorg dat ons loskom van daai sinnelose, lawaaimakende mense se eer nie. Ek weet nie of julle al gesien het, hoe gaan dit in 'n swart kerk nie. Wat se geskreeu en lawaai is daar. Ook veral in 'n Amerikaanse swartese kerke. Dis verskriklik. Dit raas. Dit is 'n opdreun van aller instrumente en almal skreeu en praat gelyk. Dink jy nou vir jou een oomblik in, jy is in jou huis met jou pa en ma, en ek het 'n baie streng pa gehad. Dink nou as ons kinders so te kere gegaan het om iets uit hom uit te kry. Hy sou ons doodgevoeter het. Jy moes hom nie eers 2 keer gevra het vir dieselfde ding nie. Sê vir jou, jy het my mos gevra, wag tot ek 'n besluit maak. Dis dieselfde wat ons met ons hemelse Vader moet doen. Moenie dink dat met hierdie lawaaimakende goed wat jy met hom toe kom, gaan hy instem met wat jy vra nie. En moet ook nie elke keer en oor vra vir dieselfde ding nie. Vra een keer, hy's nie blind of hy's nie doof nie. En dan begin jy hom dank dat hy ons gebede verhoor en dat hy dit op sy tyd sal laat plaasvind. En jy sal verbaas wees hoe vinnig dit dan sal realiseer. Want die feit dat jy oor en oor vra, bewys net een ding, jy het nie geloof nie. En as jy nie geloof het nie, waarom moet hy dan iets vir jou doen? Watter eer wil die domme, blinde mens dan aan Elohim gee, as hy tog geen ander het nie as dit wat hy vroeër self van Elohim ontvang het, deur die genade van die mens wees? Of kan daar vir Elohim enige eer in lê, as die mense hom 'n os offer, maar hulle ongeslagte, in hakies beteken dit ongeofferde harte behou, en na die gebragte offer nog 10 maal erger is as voor die offer? O, ek aanvaar geen eer van mense nie, want die Vader in die hemel eer my meer as genoeg. As die mense egter my gebooie hou, en my daardeur bo alles lief het, eer hulle daarmee my en my Vader, en ek en die Vader is volkome een. As dit dus volgens die totale en ewige waarheid so is, kan niemand my oneer aandoen nie, as hy die wil van Elohim doen, soos Moses en al die profete dit verkondig het, en wat ek self aan julle almal luid of hardop verkondig. Verstaan julle nou hoe Elohim gedank en geprys moet word vir al die goeie wat ontvang is. En ons kan, almal van ons, kan hom elke dag dank vir al die goeie wat ons ontvang. Al is ons siek, al is ons arm, al gaan dit nie altyd goed finansiëel nie, hoef ons net vir hom elke dag dit te doen wat hy hier vra. Sorg dat jy jouself reinig kry voor hom, dat hy jou rein kan bevind. Sorg dat jy jou naaste help, so ver dit vir jou moontlik is. Hy gaan nie verwag as jy in 'n Wendy bly en jy kry 'n paar R100 'n maand, gaan hy nie verwag dat jy miljoene moet gee vir arme sorg nie. Hy verwag dat jy vir die armes sal bid en volgens jou vermoë sal help en bydra. Al is dit net om vir iemand 'n glas water te gee.
Wat kos 'n glas water? Niks. Wat kry jy in ruil daarvoor? Hy het gesê, dan sal jy die wyn uit die hemele kry, as jy vir 'n man 'n glas water gee. Dink maar, wat gaan jy meer kry as jy 'n bord kos vir hom gee? Dink daaraan as jy vir hom hierdie woorde kan gee en hy aanvaar dit. Al in die Bybel staan wat gebeur wanneer jy vir iemand die brood bring en hulle gryp, neem dit op en bekeer hulle. Die hele engele wêreld juig oor een sondaar wat bekeer het. Meer as 99 regverdig is. Dit is wat gebeur wanneer ons werksaam raak vir hom hier op aarde. En dan is ons eintlik met ons siele reeds in die hemel. Want ons doen die dinge van die hemele. Baie dankie, ek hoop almal hierdie lesing duidelik verstaan. Amen.